Dis eers in 1984 dat iemand aangekeer word vir die moord op Isifourie en Petronel, ene John David Tron. Hy is in hegtenis geneem buite die sonderwatergevangenis 18 jaar na die moorde. Vir die familie bring dit berusting, maar die gemeenskap wonder hoe dit so lank kon neem om uiteindelik die skuldiges te identifiseer. En hoekom het hy dit gedoen? Hans Tron. Jy is onder arrest. Jy word in hegtenis geneem op die aanklagte van verkrachting en moord op beide Petronella Nel en Isabella Fourie 10 Januarie 1966 in Oendalsrus. Ek is Kobus Meyering en hierdie is Niggies, die True Crime Potgooi. Die kriminoloog Stacey Venter is by my om te gesels oor John David Tron en sy broer, Barend Tron. Baie welkom en is lekker om nou met jou te gesels, want soos die reeks Niggies aangaan op Kyknet, kyk 'n mens na 'n wonderlike uitbeelding en 'n vervlegging van fiksie en feit. Maar jy is nou hier om vir ons so klein bietjie meer feitelike vertelling te gee. Dis natuurlik nadat jy navorsing gedoen het oor dit wat jy in die media kon lees en wat ook al jy kon kry. So kom ons begin daar. Wat kon jy kry en waarop het jy jou navorsing gebaseer? Want dit wil my voorkom, daar's nie baie inligting op die internet nie. No, there's not a lot of information available at all. I think because of the year that it took place, it happened in 1966. So obviously we didn't have the internet and things were limited. But having a look at what information is available, I was provided with some newspaper articles and with a court report, and which obviously gave a lot of information. So I did my own research and pulled what I could from the information that was available. Well, you handed me your research, and I am astounded by the detail. So we've got two profiles, one of Barend and one of John David Tron. And then, of course, what you saw at the scene of the crime. How on earth did you make this puzzle 60 years after the incident? So, unfortunately, I didn't have the crime scene photos. So what I've put together in the report is an estimation based on the information that is available. So having a look at the crime scene, there is so much information that people don't realize what becomes available. So, for example, in the crime scene, it was stated that the girls were found amongst rubbish. And that in itself tells a story. The fact that the girls were treated like rubbish shows that there was no remorse on the part of the offenders, which is a key factor when you look at a profile of the offender. And then when you look at the location of the scene, that tells the story in itself. The fact that it was hidden away, it was behind trees, it wasn't visible from the road, that tells us that the offender knew something about the area and they had been there before. Also, when you look at whether it was an indoor or outdoor scene, that tells a story and tells us something about what the offender had in mind. So the fact that they took it indoors to an abandoned building that was away from the road shows that they were planning to take their time and to commit the crime. It wasn't accidental that they ended up there. It was deliberate. So it speaks to planning, it speaks to although they didn't plan it beforehand, once they had the girls in their sight and in their vehicle, they were determined to carry it through because they took them to that isolated location. Beteken dit daar is diep woede? Is dit 'n soort van sê dit iets van die persoonlikheid? It does definitely speak to the personality of the offender. When we look at how they approached the victims as well as the ways that they controlled them, we also need to look at the fact that the girls had their hands bound with electrical cable that was taken from the scene. So the fact that the electrical cable was already at the scene shows they made use of what was available. They didn't plan it ahead of time, but there wasn't a chance that the girls were likely to overpower them or that they would lose control of the environment. There was more than one offender, so the force is excessive, and it's likely that it was something to do with a more personal perspective. So dit is wat die plek van oortreding nou vir ons gee. Ons weet dit was by Freddy's Mine, daar's bome, jy het reeds daaroor gepraat, dis binnenshuis, en dan gaan ons nou na die profiele van die wag, hier is nog iets van die voertuig. Wat sê dit vir ons? So the use of a vehicle does make it easy to change location. So we have a primary location, which is where the majority of the crime took place, which is the building.
But the vehicle was a secondary location, even though it happened first. It seems a little bit confusing, but that is how we determine whether it's primary or secondary. Secondary just means it has less part of the crime taking place. But there would still be evidence in there. There could still be transfer in there. It would given somebody an opportunity to see the vehicle and observe the girls in the car. So all of those things need to be considered as its own location. Stacey, dit is ontsettend interessant. Kon julle op 'n manier, is daar 'n manier wat julle kon sien wat van John David Tron geword het na sy vrylating? No, unfortunately there wasn't any information that I could get hold of to see what had happened, but based on his past behavior, it wasn't likely that he turned his life around, and he might have stayed in trouble with the law unless his sentence was long enough to provide some form of rehabilitation. But looking at his past, it doesn't seem that it would be likely. Ons gaan net hierna uitvind hoe lank hy in die tronk was. Voordat ons dit doen, gaan ons luister na 'n stuk van die verklaring wat hy afgelê het in die hof. Nou, ons is met hulle in die gebou in waar ons toe tot by 'n brandkluis geloop het op die grondverdieping, waar my broer hulle beveel het om uit te trek. Hulle wou nie en hy het 'n revolver uit sy broek getrek en gesê hulle moet uittrek. Die kleintjie het by die kluis se deur gestaan en hy het my beveel om haar uit te trek. Ek het, waarop sy toe gaan sit het en nadat ek haar uitgetrek het, het sy net gehuil. En hy het gesê ek moet haar hande vasmaak. Op daardie stadium het die ander een ook gehuil. Hy het dan hulle genoem dat ons met hulle seks wil pleeg. Hy het toe vir my gesê sy is joune en het die groter een met die trappe opgevat. Ek het daardie meisie nie weer gesien nie. Ek het toe die meisie verkrag onderwyl hy met die een bo besig was. Terwyl ek my broek vasgemaak het, toe ek klaar is, het die meisie regop gesit. Ek het gedink dat ons hulle nou gaan laat loop. In die volgende oomblik het hy agter my gestaan en gesê, "Gee pad." Hy het my uit die kluis getrek en die revolver op daai kind gerig. Ek het so geskrik toe ek sien dat hy van plan is om hierdie kind te skiet, dat ek omgevlieg het, uit die gebou gehardloop het. Toe ek omgedraai het 'n skoot geklap. Ek het nie gekyk nie, want ek kon nie. Ek het net pad gegee uit die gebou en in die motor gaan sit. Ek was bang, want ek het nie gedink hy gaan haar skiet nie. Op 'n mate het ek hom ook gevrees. En sou dit nie waag om te keer nie. Ek het nog skote gehoor. Op daardie oomblik het ek besef dat my broer hierdie 2 kinders geskiet het. Daarna het hy uit die gebou gekom en in die motor geklim. Ek het vir hom gevra, "Waar is hulle?" En hy het gesê ek moet my bek hou. Annelie Kalman, nou 'n joernalis by Farmers Weekly, was in 1984 'n jong joernalis wat die saak in die Hooggeregshof gedek het. En advokaat Helena Boysen, voormalige staatsaanklaer, is hier by my in die ateljee saam met Annelie om te gesels oor wat met John David Tron na sy inhegtenisname gebeur het. Annelie, dit is dan baie interessant. Jy was nie net in die hof nie. Jy was as 6-jarige baie bewus van die insident. Hoe so? Ek was nie as 6-jarige reeds bewus daarvan nie, want dis toe dit gebeur het. Maar soos ek groter geword het, het die realiteit wat gebeur het en die omvang van daardie misdaad al hoe meer werklik vir my geword. En een van die redes was dat ons het in Wesselsbron gebly. Daar op 'n plaas groot geword en Welkom was ons groot dorp. En elke nou en dan het ons Welkom toe gegaan, maar dan moes ons by Odendaalsrus verbyry. Partykeer was my ouma saam of partykeer was ek saam met my oupa en ouma Welkom toe. Dan het my ouma altyd by die Dennebos gesê, die Dennebos tussen Odendaalsrus en Welkom. Sien jy daai bome? Jy moet nooit daar gaan speel by sulke plekke nie. Jy moet nooit daar ingaan nie. Dis bitter gevaarlik, want dis waar die niggies vermoor is. Ek weet nie, hofsaak of die misdaad was vir lank nog nie opgelos nie, maar my ouma het 'n heilige vrees vir dennebosse in my ingeprint, en met reg so, want almal
het besef dit moes in daardie omgewing gebeur het. Ja, so die misdaad het 'n baie groot invloed gehad op die gemeenskap en die kultuur. 'n baie groot impak. Jonger mense sal dit nie so intens ervaar nie, neem ek aan, maar my geslag mense en die geslag voor my, dit was waarskynlik een van die skokkendste gebeure wat die Vrystaat getref het daai jare. Daai jare was anders. Dit was amper 'n tyd van onskuld. Ons kon met ons fietsse in die straat ry. Ons kon Woensdaagmiddag ons plaaskinders van die koshuis af dorp toe loop, of sport toe loop, wat die sportvelde reg aan die ander kant van die dorp was. Ons kon hierdie dinge doen, maar hierdie moord het gemaak dat ons tot 'n baie groot mate ons onskuld verloor het. Elena, maar luister ons nou na die verklaring, dan sê hy self ook, ek is net 'n kind. Hy was ten tye van die pleging van die misdrijf omtrent so 15,5 jaar oud. Dit het uitgekom later, toe hy nou skuldig gepleit het, dat hy uit 'n baie swak persoonlike omstandighede gekom het. Verwaarlosing, drankmisbruik. Ek dink ek het gereeds uit Sand 5 op skool gemaak, graad 7 deesdae. En kort na hierdie insident het hy met verskeie kere met die gereg gebots. In die begin het hy by 2 geleenthede lyfstraf gekry, omdat hy as jeugdige behandel en beskou is deur die howe. Daarna het hy verskeie kere direkte gevangenisstraf en opgeskorte vonnis gekry vir huisbraak en diefstal. Maar in een van die insidente was 'n voorval waar geweld 'n element was, nie roof nie en ook nie seksuele geweld nie. Dis elke keer huisbrake. So, hy was 'n 15,5-jarige toe die misdrijf gepleeg is. Hy was 'n man in sy 30's toe hy uiteindelik daarvoor verantwoordelik geroep is. Wat vir my nogal opgeval het, is die feit dat hy wel skuld beken het, alhoewel op een van die misdrywe, nou nie die moord nie. Ons het daai jare geen of baie min forensiese getuienis gehad. Ons het nie DNA gehad nie. So sou hy gesê het, ek het aan die verkragt nie, sou die staat dit nooit kon bewys nie. Dit lyk nie vir my of daar toneelfoto's van die toneel geneem is nie. Hoekom het hy dit dan beken? Dit kan ek nie vir jou sê nie. Dit lyk ook nie vir my of hy uiteindelik gepleit het daar 'n lijkskouingsverslag voor die hof geplaas is nie, want die regter wat later die appel gehanteer het, het gesê, hy weet nie wat is die omvang van die beserings van die meisie werklik toegedien is nie. Ek weet nie hoekom hy skuldig gepleit het nie. Waarskynlik omdat hy sy gewete om seker geplaat om daarom te beken 'n deel van die insident. Maar as hy gesê het, my ouer broer het my gedwing met 'n vuurwapen. Drank het 'n rol gespeel. Hy was 2,5 jaar ouer as ek. Hy het my gedwing en gedreig. En ek het maar net gemaak, hy het langs my gestaan met die vuurwapen teen my kop en gesê verkrag die meisie. Die staat sou dit nooit kon weerlê nie. So op tot 'n sekere mate het hy waarskynlik berou gehad en maar 'n aandadigheid beken, of dit al was wat hy gedoen het, sal 'n mens nooit weet nie. Daar's ook 'n kans dat hy baie manipulerend was. Dit is ook so, en dit het gebleik het sy latere gedrag, voordat hy gefonnis is in die Hooggeregshof, het hy by verskeie geleenthede wel misdade gepleeg, maar hy het ook mense later geïmpliseer by die pleging van hierdie insident, wat duidelik vals was. Ek dink in een geval het hy sy broer, sy neef, Diederik, het hy geïmpliseer, in 'n ander geval 'n dood onskuldige persoon, 'n dokter Koetser, wat hy later voor aangekla is vir myn eed en vir regsverwydering, wat hy 5 jaar gevangenisstraf voor gekry het. So hierdie man, wat hy vir jou gesê het, sê ek maar met 'n sak sout opgeëet het. Ek is nie seker dat hy altyd die waarheid gepraat het nie. Hy is 'n manipulerende tipe persoon, dink ek. Sy seker dat hulle hier los. Ja. Iemand gaan hulle soek en hulle kry Baren. Tans ons so lank al in Kimberley. Dit kan nie so aankom as dit vol bloed. En waarheen wil jy gaan, Hans? Nou Annelie, Diederik moes saam met hom in die hof verskyn, en toe Diederik nou duidelik nie een van die beskuldiges is nie en hy die hof wou verlaat, toe was die gemeenskap reeds kwaad. Is dit iets wat jy al gesien het in jou loopbaan, daai tyd, ons noem dit deesdae trial by media, 'n opsweping van 'n gemoed en so aan? Ons het daardie jare nog nie die tegnologie gehad om regtig 'n trial by media te hou nie. Dit was koerante en dit was die radio en tot 'n mindere mate televisie. Maar die groot debat het gegaan of moet hy as volwassene hanteer word in die hof, of moet hy as die jeugdige wat hy was, toe hy die dade gepleeg het, of die daad gepleeg het, hanteer word. En dit het baie tweespalt gebring.
Dit was 'n baie emosionele saak, almal weet nou al, dit is 'n uiters emosionele saak gewees, en daar was ook groot tweespalt. Maar sover ek kan onthou en sover ek my kon herinner, was die meerderheid daarvoor, of dit wetlik toepaslik is of wetlik reg is, weet ek regtig nie. Daarmee sal Helena kan help, dat hy as volwassene hanteer moes word, en dat hy die straf verdien wat 'n volwassene opgelê sou word in hierdie saak. Wat sou daai straf wees? Weet jy, in die omstandighede in daai dae, die regter het gepraat in sy uitspraak, het so seilings verwys na die doodsvonnis, wat natuurlik glad nie relevant was nie. Ek bedoel, geen persoon van 15,5 jaar sou ooit eers in aanmerking gekom het vir die oplegging van die doodstraf nie. Ek dink die saak van Marlene Leenberg, wat so 'n jaar of 2 na sy saak was, sy was 18 toe sy die misdrijf beplan en help uit wil pleeg het, en sy was 19 toe sy gevonnis is. En vir haar is die doodsvonnis inderdaad opgelê, maar is later vervang na 20 jaar gevangenisstraf, en ek dink Tjugo wat saam met haar was, het 15 gekry. So om te praat of selfs te verwys na die doodsvonnis is totaal ontoepaslik. Jy kan nie vir 'n 15-jarige die doodstraf oplê nie. En om dit 22,5 jaar later te wil doen, is net so ontoepaslik. Dit is hoekom die Appelhof gesê het, hulle het gesê die verhoorregter het baie verwys na vergelding, en die gemeenskap se afskuw en groei oor hierdie daad, maar hy het dit miskien oorbeklemtoon. Want jy moet 'n goue middeweg vind tussen om 'n 15,5-jarige te vonnis 20 jaar gelede en om hom 20 jaar later as 'n volwassene te vonnis. Die hof het gesê, die Appelhof het gesê, sou jy nou hom kyk as 'n 15,5-jarige, en hy die misdrijf as gevonnis net na die misdrijf gepleeg is, dan sal jy dink hierdie ou het nog potensiaal vir rehabilitasie. En jy sal dit in ag neem, hy's 'n jeugdige, al die ander faktore. Nou het jy kyk na hom as 'n in die 30er jare, gesien jy, maar hierdie ou het almekaar met die gereg gebots. Rehabilitasie is nie 'n faktor nie, dit kom glad nie te sprake nie. Maar jy kan ook nou nie gaan die man die doodstraf oplê vir 'n misdrijf wat hy gepleeg het toe hy 15,5 jaar oud was nie. En in 88 was die doodsvonnis nog 'n opsie, 'n moontlikheid van 'n gepaste straf. So die Appelhof het gevoel, die verhoorregter het te veel klem gelê op die afskuw van die afskuwelikheid van die misdaad en die gemeenskap se afgroei daaroor, en nie genoeg op sy persoonlike omstandighede, sy jeugdigheid en die invloed van sy broer en die drank en dwelms wat 'n rol gespeel het nie. So hulle het die vonnis verminder van 10 af na 7 jaar effektiewe gevangenisstraf. Isie en haar niggie Petronel is op 10 Januarie 1966 deur Tron en sy broer Barend Tron op Odendaalsrus opgelaai. Die hof het bevind dat Barend Tron die niggies doodgeskiet het nadat hy Petro verkragt het. Barend Tron het 10 jaar na die moorde skreeuend selfmoord. Dit is vir my interessant, dis soos die Jocelyn Smith saak. Hoe word daar gekies watter saak kry so baie aandag? Want alle gemeenskappe is tog gewoonlik in afgryse gedompel. Het dit iets te doen met die pers? Ek dink enige saak waarin kinders betrokke is, verdien baie blootstelling. Want dit raak mense se harte. Mens kan nog 'n ander pad kyk as 2 volwassenes mekaar skade aandoen. Maar sodra 'n weerlose kind aangeraak word, raak dit ieder en elk. En Jocelyn was 'n ou dogtertjie, of is 'n ou dogtertjie. Daai tweeetjies was 2 klein dogtertjies. Of hulle nou seentjies of dogtertjies is, dis nie die punt nie. Hulle was kinders. En dit is wat my betref die kern van die saak. Is dat onskuldige kinders, soos vandag algemeen gebeur, aan sulke afgryslike dade blootgestel word. Ek het nou die dag uitgewerk, die tweeetjies sou nou omtrent 72 jaar oud geword het. Hoe sou hulle lewens gewees het? Hoeveel vreugde sou hulle dalk in die lewe gebring het? En die pyn van die naasbestaandes, dit is buite die realm vir ons om dit by 1 en 1 2 te maak. Ja, ons hoef dit nie eers te probeer verstaan nie. Nee. Ja. En erger nog ook dat die oortreders so baie keer kinders is. Wat sê dit van ons samelewing? Dit ook. Jy het verwys aan die Jocelyn Smith saak. Die direkteur van openbare vervolgings in die Wes-Kaap het die besluit geneem dat dit na die Hooggeregshof toe sal gaan.
weens verskeidenheid van faktore genoem hierso. Die gemeenskap se groei en afgryse, die feit dat dit 'n slagoffer is, die streekhof kan deesdae lewenslange gevangenisstraf oplê. Maar die direkteur van openbare volgens het gevoel die hoogste hof in die Wes-Kaap, die Hooggeregshof, moet hierdie saak doen. Heeltemal korrek. Want die gemeenskap verwag dat die hoogste hof in die Wes-Kaap 'n betrokkenheid het en 'n belang het hierby. En die saak word ook gedoen waar die misdryf gepleeg is. Die hof het gaan sit spesiaal op die plek waar die misdryf gepleeg is, om dit vir die gemeenskap moontlik te maak om die hofverrigtinge by te woon. Annelie, jy het vir John David Tron raakgeloop toe jy die hofsaak bygewoon het en jy het 'n redelike emosionele artikel geskryf wat jou nuusredakteur te vir jou gevra het om te redigeer. Ek wil net verduidelik voor ons verder gaan. My raakloop van John was nie the moment of glory van my loopbaan nie. Die hof het verdaag vir 'n teebreek of middagete en ek wou graag sommer daar in die administratiewe deel na die badkamer toe gaan. Toe ek uitkom, is al die deure gesluit. Toe kan ek nie uit nie. Nou, toe loop ek maar daar in die hof se gang op en af. Ek het die gebou nogal geken en daar aan die punt van die gang was so 'n konferensiekamer. Ek vertel net nou vir Helena met tipiese bruin staatsdiens, tafels en stoele met bruin kunsleer. Dit kan ek alles onthou. En ek sit nou maar daar en ek vang so uit die hoek van my oog, maar daar sit nog 'n mens. En ek kyk, die beskuldigde. Ek tog liewe, ek sit nou maar. Ek sê nie 'n woord nie, hy sê ook toe nie 'n woord nie. Na so rukkie, toe sê ek maar goeiemôre of goeiemiddag, ek kan nie onthou nie. En hy groet baie hoflik terug. Nou sit ons maar. Dit was regtig ongemaklik eintlik as jy daaraan terugdink. En naderhand so rukkie, iets waaroor ek nou nog skaam kry. Die onnoselste ding op aarde sê ek vir hom, en hoe gaan dit? En hy sê vir my, goed, dankie self. En dit is toe die som totaal van my onderhoud met John, die beskuldigde. En net daarna toe hoor ek, daar word die deure oopgesluit, maar ek is daar uit soos 'n vinnige bliksemstraal terug in die hof in. Maar dit onthou ek baie, baie goed. Maar ek het vir hom gesit en kyk en hy was 'n verwaarloosde mens. En jy moes toe die verwaarlosing wat jy beskryf uithaal uit jou artikel. Ja, ek het geskryf, hy het verwaarloosde klere aangetree en 'n verwaarloosde trui, verslete trui. Hier op die moue het hy gate ingehaat en my nuusredakteur op daai stadium was tog baie kwaai oor sulke goed. My werk is nie om te gaan observeer en opmerkings maak nie, myne is om verslag te gaan gee. En toe haal hy die deel van die verwaarloosde klere en die verwaarloosde trui uit. Ek was bitter beledig daarteenoor. Ja, vir 'n 24-jarige joernalis is dit sleg as hulle jou byvoeglike naamwoorde uithaal. Ja. Is daar enige iets wat jy ter afsluiting wil byvoeg, Annelie? Weet jy, ek moet erken dat ek baie keer daar in die hof gesit het en vir hom jammer was. Hy is ook maar 'n mens. Hy het homself ook maar so kom kry hier op aarde. Hy is ook maar die slagoffer van dinge buite sy beheer. Daar's geen sprake van goedkeuring in my emosie nie. Maar daar is van jammer kry. En ek hoop uit rustig voortgeleef nadat hy al sy tronkstraf uitgedien het. So John David Tron sal maar altyd in ons almal se koppe bly, tot verloop van tyd verby is. Ek sal altyd worstel oor die dilemma wat die Appelhof ook mee geworstel het. Hoe kyk jy 22 jaar later terug, sonder om enige emosies by te sleep? Heeltemal klinies na meisie wat vermoor is, nie deur hom nie, verkragt is wel deur hom, en 'n hele gemeenskap wat daardeur verpletter is. En dan kyk jy na 22 jaar later na die persoon wat voor die hof staan.
En hoe kyk jy na 'n gepaste vonnis? Jy kan nie ignoreer dat hy met die gereg gebots het deurentyd nie, dat hy het nooit soveel berou gehad as hy daar het besluit het, ek sit dit agter my en ek gaan nooit weer met die gereg bots nie. Dit het hy nie gedoen nie. Hy was almekaar in die moeilikheid met die gereg. Ek dink die vonnis is gepas. Ek is net jammer dat die gemeenskap nooit gehoor het, dat hy in werklikheid 'n baie swaarder straf gekry het as die wat die hof opgelê het in die appelhof. Ander vonnisse daarmee het bygekom. Kumulatief het hy waarskynlik omtrent 15, 16 jaar uitgedien. Ek dink die gemeenskap sou miskien beter gevoel het daaroor as hulle geweet het. Want al was dit nie vir die verkrachting wat hy gevonnis was nie, dan het hulle gevoel dat hy 15, 16 jaar tronk toe gegaan. Maak nie saak waarvoor nie. Hy het dit verdien. As jy teen die tyd nou nog nie niggies gekyk het nie, kan jy dit gaan kyk op DStv stream. Al weet jy nou baie meer, is dit nog steeds die moeite werd om die hele reeks te kyk, want die toneelspel, die regie en die styling is absoluut ongelooflik. Dis die storie van die dood van Petronel en Isifuri. Hulle dood was vir 18 jaar 'n raaisel, maar uiteindelik kon die dossier nou finaal gesluit word. Die vervaardiger Willem van der Merwe, seun van Poppy, het die laaste woord in hierdie pot gooi. Ek is Kobus Meyering en dankie dat jy saam geluister het na Niggies, die True Crime Potgooi. Ek dink al was hierdie 'n ongelooflike traumatiese proses en iets wat ek geen idee gehad het hoe groot dit gaan word nie. Is wat ek geleer het dat dit is nodig om stories te vertel. Stories wat belangrik is en dat maak nie saak hoe swaar gebeure is nie, daar is altyd hoop wat oorbly. En hierdie storie het 10% van my lewe al opgevat, maar ek is ongelooflik gelukkig om aan die einde van die dag uit te kom by 'n plek waar ek voel ons het die niggies en die familie vereer en dat ja, vir my bestaan daar hoop.